Ons is al klaar oor ons 2 minute, so ek sal moet baie vinnig praat. Ek wil net vir julle elkeen baie welkom sê vanaand. Dit is so voorreg vir my om hier te wees. Dit is vir my so voorreg om elkeen van julle te sien. Ek het die hele tyd gewonder, hoe moet ek begin? En toe dink ek dink as elkeen van julle net dink aan die mooiste blom, gaan julle gou julle gedagtes bysit by die mooiste blom wat jy dink is vir jou die mooiste. Het julle hom? Die vroutjie aan jou, kom ons sê sommer aan jou linkerkant, sê vir haar, jy is vanaand daai blom. Ek weet daar was nie kakiebos tussenin gewees nie. Goed, boonbehalwe dat dit vir my 'n groot voorreg is vanaand, wil ek net gou huisreëls gee. Ek sien altyd hulle sê aan my regterkant, aan jou linkerkant. So aan my regterkant, aan jou linkerkant is die badkamers. So gaan wanneer jy moet, maar probeer om nie te gaan wanneer iemand besig is hiervoor nie. Sal julle dit probeer. Die ander huisreël is dat ons wil hê julle moet gemaklik wees. Julle moet net just be at peace. Maak asof dit jou sitkamer is en voete op en geniet dit net. Geniet elke liewe oomblik van vanaand. Ek wil ook net vra dat wanneer alles klaar is vanaand en selfs môre, ek gaan sommer oor môre ook praat, dat as daar van julle dames is wat net so bietjie gou wil agterbly en net help opruim, want ons moet môreoggend weer vroeg aan die go wees. So as julle kan help om miskien net ietsie van die tafel kombuis toe te vat, net om te help, laat dit vinniger gaan. So indien daar van julle is, sal ons dit baie waardeer. Hierdie naweek doen ons broodbreek, togetherness. So ek wil hê jy moet boonbehalwe vir die feit dat jy vir die vroutjie langs aan gesê het wat 'n mooi blom sy is, wil ek jy moet vir haar goed glimlag. Want onthou, al ken jy haar nie, mag sy miskien die een wees wat vir jou 'n pen leen vanaand. So be nice. Anreta, ek wil jou vra, sal jy asseblief vir ons kom vertel, maar jy moet vinnig wees, so jy kan sommer, wil jy opkom? Okay. Maar dan moet jy weer afgaan, né? Anreta gaan vir ons vertel wat aangaan op julle tafels. En dan van daar af sal ons gou die verdere aktiwiteite deurgaan en dan begin ons vanaand. Ekskuus, dankie. Die selfoon op silent asseblief, dit sal wonderlik wees. Dames, julle sal sien op julle bordjies is daar 'n koppietjie, ons gaan sop kry, die koppietjie is vir die sop, en dan is daar ook 'n slot. Nou ek voel hierdie naweek wil die Vader definitief dinge vir julle oopbreek, hy wil die sleutels vir julle gee, om dinge in die hemel oop te sluit, wat aarde toe moet kom. En dit wat toegesluit moet word, die aarde toe te sluit en op te vat, laat hy dit wegvat. So, dit is wat daai slotjie is, so elkeen van julle kry 'n slot. En bewaar dit, en kyk deur die naweek, wat wil jy oopsluit, en wat wil jy toesluit? So dis dit, môre vertel ek julle nie, ekskuus, ek gaan nog 'n minuut vat. Daar is 'n wonderlike lekker pakkie vir die vrouens wat hier is, vandaan en môre. Maar daar's elemente wat ergens deur hierdie plek is wat ek neergesit het. En as jy belangstel om daai pakkie te kry, moet jy vir my op 'n papiertjie skryf met jou naam op en sê, ek het daai element, daar's 9 elemente, maar ek het die foto geneem. So, party van die goeders is dubbel, daar gaan byvoorbeeld iets wees wat jy sê, dis daai een, maar dan is nie hy, dan sit 'n ander ene. So,
kyk bietjie, let bietjie op, wat is daar, wat julle sal sien wat deur die loop van die naweek feature, of wat deur die loop van al die 10 jaar ergens gefeature het. So as jy nie, môre is nie, sorry, want ek gaan nie, alles is vanaand hier nie. Daar's van hulle wat môre eers hier gaan wees. Dankie my liefde. Goed. Van julle wat miskien nie die mense om jou tafel ken nie, weet dat vanaand is 'n spesiale aand, want jy gaan 'n vriendin maak, al het jy nie met een ingekom nie. Want 'n vriendin ken jou stories. So vanaand, môre, as ons stories luister en ons sê, joh, dit val in my hart, is daar miskien 'n maatjie langs jou wat daai selfde storie het. So stories wat vertel word, beland altyd in daai kategorie waar jy 'n vriendin van maak. So, Elsa, kan ek jou vra asseblief om vorentoe te kom en vir ons te open met gebed. Daarna gaan ek vir Karika vra om vir ons te lei in lofprysing. Goed. Goeienaand almal. Ek het sommer toe ek hier inkom te hoor ek daar's baie opgewonde dames vanaand hierso. Ek weet nie of dit is omdat dit Vrydag is en of dit dalk is omdat dit die 10de vroue kongres of fees is wat ons almal bywoon nie. So ek wil net ook vanaand net vinnig met julle iets deel. Ek dink julle almal ken vir Johnny Davids. Hy is seker so 'n maand of 2 terug is hy oorlede. En hy het 'n pragtige liedjie geskryf terwyl hy nog geleef het, maar hy het uitgereik na hy oorlede, seker so 2 of 3 weke. En die liedjie gaan oor gee my nuwe lewe. Okay, kan almal my nou hoor? Die liedjie gaan oor gee my nuwe lewe. En dit was my so ironies toe ek die liedjie eintlik luister, dat dit uitgereik word nadat hy gesterf het. En daai liedjie luister ek seker elke dag 20 keer op herhaling. Daar's 'n sekere gedeelte in daai liedjie wat sê, Heilige Gees, kom reën oor my, gee my nuwe lewe, gee my nuwe hoop. Vind God terwyl hy te finde is. Soek hom terwyl hy naby is. So ek wil vir elkeen van julle vanaand uitnooi en sê, God se teenwoordigheid, Heilige Gees is hier, hy is teenwoordig. Soek hom, maak jou hart oop en geniet die teenwoordigheid. Dis 'n spesiale tyd. Kom ons sluit ons oë, julle. Hemelse God en Vader, in die naam van Jesus, wil ons net vanaand vir U sê baie dankie. Dankie vir die voorreg om eerstens hier te kan wees. En Here, dankie dat ons weet dat U alreeds hier teenwoordig is. Here, ons sê vir U dankie dat elke vrou hier is, soos dit U vir my gewys het, 'n geskenk het, Here, wat vir haar wag. En Here, ek vra dat U elke vrou, Here, sal aanraak en dat sy saam met U hierdie naweek daardie geskenk sal oopmaak. En Here, dat U haar net sal verras met U goedheid, Vader. Dankie vir nuwe lewe. Dankie Heilige Gees dat U neerreën op elkeen wat hier is die naweek. Dankie vir nuwe hoop. Dankie vir verrassings. Dankie vir heel word. Dankie Here Jesus dat ons die voorreg net het om U te kies vanaand. En dankie Vader vir U liefde, U groote genade. Baie dankie dat ons hierdie geleentheid in U naam kan oopmaak en dat ons hierdie vanaand aan U kan opdra en kan vra. Heilige Gees, lei ons en het met ons U weg, Here, in Jesus se naam. Amen. Baie dankie. Kan ek vir Karika vra om so lank vorentoe te kom en reg te maak? Direk nadat Karika vir ons so mooi gesing het, gaan ek vir Elmarie vra om vorentoe te kom. Ek wil net gou met julle deel, ek het gaan snoep daar op Elmarie se Facebook. Hulle sê ons altyd, kyk wat is die laaste post. Haar laaste post sê, you don't have to overcome, correct, rise above or get strong before you are qualified to be part of God's plan. He can use you
right now. So dis die moeite werd om op jou Facebook te gaan, hoor. Baie dankie. So Karika, baie dankie dat jy ons gaan bedien met lofprysing en dan direk na haar gaan ek vir jou vra Elmarie om vorentoe te kom. Baie dankie. Ek gaan vir julle vra om asseblief op te staan vanaand. Ja, ek wil net gou iets met julle deel terwyl julle nou so opstaan. Ek het toe tannie Andrietta my vra die een Sondag by die kerk. Hoor hierso, sal jy asseblief vir ons die praise and worship lei met die vrouekonferensie of by die vrouekongres? So ek soos, okay, ek kan wie. En toe sê sy nee, net jy. Ek sê, hoe? Ek en wie? Ek is dan nie seker net ek. Ja, is net jy. En wat sy aan my toe gedeel het, tannie Andrietta, ek hoop is okay as ek dit deel, is dat sy ervaar het dat die Here uitgewys het dat ek dit moet doen. En op daai stadium, toe tannie Andrietta met my praat, toe sê ek soos, ek het so bietjie soos Moses by die brandende bos gevoel. Here, maar ek kan dit nou nie alleen doen nie, wat nou? Ek is so gewoond om mense om my op 'n verhoog te hê, dat ek voel bietjie soos 'n favourite vanaand eintlik. En it's not about me. Dis die Here wat vanaand hier is. En nadat tannie Andrietta toe nou met my gepraat het en gesê het, okay, maar onthou net, ek gee oor aan jou, die liedjies is jou keuse, doen soos die Gees jou lei. En die het in my kop gemaal en alles, en hierdie 4 liedjies het opgekom by my, en ek glo dat die Here hierdie liedere self gekies het. Dis glad nie upbeat songs nie, maar as jy voel, jy wil dans soos wat Dawid gedans het voor God se oë, doen dit. Laat die Gees jou lei vanaand. Moenie vir my kyk nie, moenie vir my luister nie. Luister vir God. Because he loves you. So ja, kom ons begin. Die eerste liedjie wat ons gaan doen is Here I Am to Worship. Just give over to God. Let go and let God. En asseblief sing saam. Want die Here is lief vir jou. Light of the world, you stepped down into darkness, opened my eyes, let me see beauty that made this heart adore you, hope of a life spent with you. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake became poor. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to
my sin upon that cross, I'll never know how much it cost to see my sin upon that cross. Yes, Lord, and here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. You're altogether worthy, and you are lovely, Lord. And here I am to worship. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very words spoken to me, and I'm desperate for you, and I'm lost without you. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very words spoken to me, and I'm desperate for you, and I'm lost without you. And I'm desperate for you, and I'm lost without you. And this is the air I
I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very words spoken to me. And I'm desperate for you. And I'm lost without you. I'm lost without you. I'm lost without you. Oh Jesus, come. This is the air I breathe. Amen. Julle kan julle sitplekke inneem. Ai, dat ons so vir die vrouens moet wag, JP. Né? So intussen, laat ek gou vir julle vertel van Elmarie. Elmarie was nou al 'n paar keer by ons gewees. Sy het nou al van Bakpoort na Stuurpoort getrek, het ek verneem. Maar sy kom van Port Elizabeth af. So ons is verskriklik bevoorreg om haar hier vanaand by ons te hê. Sy praat vanaand oor gebreek om te deel. So as jy 'n notaboek het en 'n pen, kry hom uit, dat jy kan skryf. En geniet net wat die Here vir ons in stoor het. Elmarie, jy is op. Kom ons gee vir haar 'n groot welkom en 'n groot hartlike hallo vanaand. Kan julle my hoor? Wonderlik. Ek praat vanaand oor gebreek om te deel, want die wat al na my praatjies geluister het, weet waar my hart lê. So, ons praat oor die evangelies, oor die vermeerdering van die brood en die vissies.
En ons lees van die 5000 mans wat in die veld sit, buite die vrou en die kinders, honger en moeg, en uitgeput in die middel van nêrens. En die disippels raak paniekerig en hulle sê vir Jesus, Jesus, stuur hierdie mense huis toe. Ons het nie vir hulle kos nie. En Jesus sê vir hulle, gee julle vir hulle iets om te eet. En al wat hulle het, is 'n klein seentjie wie se mamma 'n kosblikkie ingepak het met 'n paar broodjies en 'n vissies. En dan volg die patroon in Jesus se hande, wat deur die hele Bybel weer klink. By die skare op die gras en by die nagmaal. Jesus neem die brood. Hy seën dit. Hy breek dit. En hy deel dit uit. 4 aksies. En dis die presiese bloudruk van hoe die Here met jou en my lewe werk. Hy neem die broodjie. Hy neem vir my en jou in sy hande. Ons is in sy hande, ons is deur hom gekies. Ons is spesiaal. Ons is kosbaar. Ons is genoeg. Ons is anders. Hy seën. Hy spreek die seën uit. Ons vrouens floreer mos onder seën. Hy vul jou met sy liefde, met sy gawes, met sy talente, met gesondheid, vrede, genoeg vir elke dag, alles wat ons nodig het. Maar ons kan nie hierdie seën wat ons kry gaan uitdeel, as ons nie deur die breekproses gaan nie. Kyk weer die vars brood. As Jesus hierdie brood, as hy net die seën uitgespreek het en dit heel gehou het, hoeveel mense sou geëet het? Miskien 3 disippels. Dit was die oomblik, toe Jesus se hande die brood begin oopbreek het, dat die kapasiteit van die brood verander het. Die breekproses was die voorwaarde vir die wonderwerk. Wat is die doel van die breekproses? Waarom laat die Here toe soms dat ons drome verlore gaan? Waarom gaan ons deur moeilike tye? Deur trauma, intense beproewing, bekommernis? Hoekom is my kind dood? Hoekom is ek en my man uit mekaar uit? Eenvoudig. Solank as wat ek en jy dink, ons is sterk genoeg om ons eie probleme op te los, het ons God nie regtig nodig nie. Philip Yankee skryf, uit swaar kry, leer ons nederigheid. Dan dankbaarheid vir die lewe wat ek kan geniet. Daarna medelee. Medelee, deernis, omgee. Liefde wat Jesus getoon het verander. Solank soos wat die harde kors van die eie ek leef, leef ek met my eie krag. Wanneer die Here ons breek, is dit nie 'n daad van verwerping nie. Die breekproses dwing ons op ons knieë. Dit bring ons op 'n punt wat ons sê, Here, ek kan nie meer nie. My krag is op. As U hierdie situasie nie oorneem nie, ek kan nie verder nie. Dis die oomblik van absolute afhanklikheid. En die veiligste plek waar ons kan wees. Want wanneer jy die bodem van jou eie vermoëns tref, tref jy die rots van God se onfeilbare genade. 'n vrou wat veg in haar eie krag,
om deur swaar kry tye te kom en oorgee dan aan die Here vir sy krag, word onstuitbaar. Jou seer word die skool waarin jy empatie begin leer. Jy kan nie iemand anders se trane afvee as jou oë nog nie gehuil het nie. Jou gebrokenheid stroop jou van oordeel. Jy kyk nie meer van 'n platform van meerwaardigheid na ander mense nie. Jy kyk na hulle deur die oë van iemand wat weet self hoe dit voel om platgeslaan te wees, gebroken te wees. Jou littekens word jou geloofsbriewe vir diensbaarheid. Die oomblik van ware diensbaarheid, nadat Jesus die seun uitgespreek het, en nadat ons gebreek is tot afhanklikheid, hou Jesus dit nie vir homself nie. Hy begin die brood uitdeel aan die mense rondom ons. Hy stuur ons terug na die wêreld, terug na ons families, terug na ons werksplek, terug na ons omgewing. Want as ons self die brood geëet het, wat hy vir ons uitgedeel het, as ons werklik besef hoe groot God se genade is, gebeur daar iets in ons harte. Jy kan daai liefde nie meer vir jouself hou nie. Dit begin oorloop in jou lewe, jou dade, jou woorde. God roep ons nie om hom in isolasie op 'n verlate eiland te sit, 'n eiland van genade te sit nie. Om te deel beteken om met nuwe oë, genade oë, na mense rondom ons te begin kyk. Mense wat honger is vir liefde, vir omgee, vir bemoediging. Die wonderwerk van die evangelie is dat juis God ons gebrokenheid gebruik om ander te voed. 2 Korintiërs 1 vers 4 sê, hy staan by ons en hy help ons in al ons krisisse. Daarom kan ons ander mense help en troos wanneer hulle swaar kry. Ons kan presies dieselfde troos met hulle deel, as wat God met ons gedeel het. In God se hande word gebreekte dinge nooit weggegooi nie. In God se hande word 'n gebreekte brood, 'n geseënde maaltyd, wat duisende mense kan voed. Hy het my geleer, dat hy juis my nie die perfekte, stikkende mens kan gebruik, om sy genade uit te deel. Die tuinhekkie stories, skoolstories, kinderhuisstories, en deesdae skryf ek die shelter stories of die skuilingstories. Dis die stories wat ek skryf en waaroor ek praat. En dit was 'n reis van genade waarop die Here my geneem het. Ek werk tans by 'n shelter, ons noem hom Vistarus, dis 'n mission home in Port Elizabeth. Hy het 28 jaar terug het hulle begin met die plek. En die persone wat dit begin het woord van die Here gekry, dat die ou Transnet geboue, daar was nie water of krag nie, daar het prostituie gebly, dwelmhandelaars. Julle kan gaan lees op die webblad van Vistarus. En die Here het vir hom gesê dat hy hierdie plek moet koop. En op 'n wonderbaarlike wyse het hy en sy vrou dit gekoop. En hulle het hierdie shelter begin. En die shelter is vir hawelose mense, vir dwelmverslaafdes en vir abused women. Ons het 300 mense wat op die perseel bly, 60 kinders, ons het 'n kleuterskooltjie, Little Lights, ons het 'n nasorgsentrum, en dan het ons bemagtigingsprojekte wat ons hardloop. Ons kry nie 'n sent van die staat nie, die Here sorg, 28 jaar vir Vistarus.
Die fondasie van Wistarus is die woord van die Here en die waarheid, dat Jesus vir ons gesterf het. Maak nie saak wie jy is, as jy van die straat af deur ons sekuriteitshekke stap nie. Ons beleef baie wonderwerke by Wistarus. So ek wil vir julle 'n paar stories vertel wat ek beleef het. Ek werk 9 maande daar. Ek kan 900 stories skryf. Dis net absoluut wonderlik om die Here se hand te beleef. As mense daar inkom, veral dwelmverslaafdes is die meeste mense met wie ons werk. Hulle kom werk. Ons mans het projekte wat hulle dryf. Ons bou banke, hondehokke, enigiets. Ons het 'n plastiese fabriek. En ons gebruik ons vrouens, maak nie saak wie jy is en waar jy vandaan kom nie. Ons vrouens doen die wasgoed, hulle vee die vloere. Ons maak 750 etes 'n dag. Ons het kleuterskoolpersoneel, ons het naskoolpersoneel, ons het 'n winkel op die perseel. En dan die leiers wat by ons werk. Dis almal mense wat hulle lewe vir die Here gegee het, tot bekering gekom het en voltyds by ons bly. Ons het mense wat al 18 jaar daar bly. Ons program loop so 6 maande wat ons probeer, wat ons kerke inkry. Ons het baie klasse wat ons aanbied. Ek bied klasse vir die vrouens aan. En ons program is daarop gemik om die persoon by die Here uit te kry, want daar's geen ander manier hoe ons mense gesond kan kry nie. En 'n pad met die Here te loop. Môre kan ek jou help, vra ek 'n jong vrou wat by sekuriteit staan. In haar arm se seentjie van ongeveer 2 jaar oud en agter haar loer nog 'n gesiggie uit. Ook 'n seentjie. Ek skat hom so 6 jaar oud. 2 checker sakkies lê langs haar voete. Haar hele lewe in hierdie sakkies ingeprop. Sy bars in trane uit, snik terwyl sy die volgende sê, Tannie, ek soek blyplek. Ek weet nie waar ek en my kinders vanaand gaan slaap nie. Kan julle ons help? Ek sien die angstigheid in haar oë, ek sien verwaarloos, ek sien verwese. Terwyl ons na my kantoor toe stap, vat die seentjie van 6 my hand. En dis asof hy weet, ons gaan oukei wees, ons hoef nie meer te worry waar ons vanaand gaan slaap nie. My boyfriend het nie werk nie, vertel sy my in my kantoor. Ons het nie blyplek nie. Hy kan ook nie vir ons sorg nie. Asseblief, ek en my kinders kan nie op straat bly nie. Ons neem die gesin in, ons gee vir hulle 'n kamer, liefde, kos, genoeg vir elke dag. Ons leer hulle van Jesus, sy liefde. Ons leer ouerskapvaardighede. Ons ondersteun en ons bemoedig. Die kinders gaan crash toe, waar hulle leer sing en speel. 2 gelukkige, lachende klein seentjies. Totaal anders as die gesiggies wat ek by die hek gesien het. Gister het die boyfriend uit die bloute uit opgedaag. Beloftes gemaak van 'n flat, 'n beter lewe en miskien 'n werk. Ons het gesoebat en ons het gepleit. Maar sy het besluit. Haar seentjies aan die hand gevat en vroegoggend by die hek uitgestap na 'n ander lewe. 'n Lewe van leë beloftes, onsekerheid, dwelms en dobbel. Ons het hulle gaan soek, straat op en straat afgery. Ons het die welsyn gekontak, maar ma en seuns het verdwyn, soos mis voor die son. Vanaand dink ek weer aan hulle. Ek dink aan mamma verwese en maar, en 2 klein seentjies verskrik in honger. Ek wonder, waar is hulle? Is hulle veilig? Het hulle kos? En ek dink aan die storie van die verlore seun, hoe sy pa vir hom gewag het met oop arms, nadat hy verkeerde besluite geneem het, besluite wat hom alles gekos het. Maar sy pa het nie moed opgegee nie. Hy het gewag en hy het bly hoop. En ek weet, ons gaan ook nie moed opgee nie. Ons gaan blag en ons gaan hoop. En miskien eendag staan mamma weer voor die hek, met 2 seentjies, verwese en bang. En ek weet, ons sal haar weer 'n kans gee, want Jesus sou.
Ek vertel graag Millie se storie. Millie se dogtertjie van 10, sy na mamma, sy het 'n enkel ouer mamma, en sy het 'n sussie van 6. En elke middag na skool kom Millie na my kantoor toe, so asof ons 'n afspraak het. Elke middag dieselfde gesiggie, wat om die deur loer in dieselfde sinnetjie. Middag Tannie, hier is ek. Millie wat gesels en ek wat luister. Millie 10 jaar oud, wat soveel trauma al in haar lewe beleef het. Sy en haar enkel mamma wat by ons inwoon. Mamma wat lang ure werk. Moeilike ure om in hulle behoeftes te voorsien. Soos baie enkel mammas wat op by ons inwoon, het die paas verdwyn, geen finansiële hulp, geen emosionele band. Millie, wat gereeld met haar negatiewe gedrag in die moeilikheid kom. Millie, wat woorde uiter wat ek nog nooit voorheen gehoor het nie. Millie, wat kan skel en klap as sy haarself moet verdedig. Maar diep binne is Millie soekend na liefde. Liefde sonder oordeel. Luister sonder kritiek. Aanvaarding sonder skree. Vanmiddag voor sy gaan sit op die stoel langs my lesenaar, haal sy 'n kraletjie armband uit haar broeksak. Hier's vir Tannie iets, ek het dit self gemaak, sê sy. Ek kyk na die mooi veelkleurige armband in haar handjie. Met liefde gemaak. Terwyl ek haar vashou, bel daar 'n deernis in my hart op vir hierdie klein dogtertjie. Nie net vir haar nie. Vir soveel ander kinders soos Millie wat trauma in hulle lewens ervaar het. Deernis vir enkel mammas wat in moeilike omstandighede hulle kinders alleen moet grootmaak. Mammas wat 'n ma, 'n pa en 'n broodwinner moet wees. En die gedagte kom by my op. Ons gaan aanneem oumas en oupas begin soek vir ons Millie kinders. Oumas wat lief is vir Jesus. Oumas wat kan legkaart bou, boek lees, liedjies sing, tyd het vir kinders wat dit nodig het. Oumas met rooi wangetjies, baie liefde en lang arms om drukkies uit te deel. Oumas wat ruik na pannekoek en kaneel. Oumas wat hou van plastiese kraletjie armbande. Spesiaal en met liefde gemaak deur Millie. Ek ken sulke oumas. Hulle moet net ja sê. Die vrouens wat by ons inbly, die mense wat by ons inbly, kan enige tyd by ons hekke uitstap. So dis hulle keuse. As hulle nie langer in ons program wil wees nie, en hulle wil terug, praat ons, maar as hulle nie wil luister nie, moet hulle gaan. En dit is eintlik gewoonlik hartverskeurend, want ons weet, waar hulle vandaan kom, gaan hulle na toe terug. Wanneer sy by die hek uitstap, checkersak in die hand, wonder ek altyd, in watter rigting gaan haar voete haar hierdie keer lei? Gaan sy terug na haar ou lewe, haar ou vriende, haar ou gewoontes? Gaan sy weer skarrel by die robot vir geld om sigarette en kos te koop? Gaan sy weer in haar ou gewoontes verval van abusive verhoudings, parties, fights? Of het sy miskien het sy geluister en iets geleer? Dan wag ons maar. Tot sekuriteit my eendag roep en sê, Veronica is terug. Sy sit hier buite onder die boom, sy wil jou sien. Sy lyk baie sleg. En gewoonlik as hulle terugkom, is hulle brandmaar. Want meeste van ons mense gebruik tik, en tik maak hulle verskriklik maar. Dan weet ek Veronica se voete het in die verkeerde rigting gestap. Terug na haar ou lewe, haar ou vriende, haar verkeerde gewoontes. Ons verwelkom vir Veronica, sonder oordeel, met liefde en vergifnis. Want ons moet vergewe. 70 maal 7 sê Jesus.
Ons begin die paadjie weer stap, die keer in die regte rigting, met geloof, hoop en liefde, en liefde, en liefde, en liefde. Want liefde sê die woord, beskerm waar mense beskerming nodig het. Liefde glo altyd die beste van ander, en verwag het ook van hulle. Liefde ken geen einde nie. Dit stop nie by ons hek nie, maar dit loop altyd saam. Al is dit in die verkeerde rigting. Wanneer ons na 'n nuwe dorp toe trek, wat ons al baie gedoen het, is die eerste mense wat ek gewoonlik leer ken, die motorwagte, die petroljoggies en die kassiere by Checkers en Spar. Dit is vir my baie maklik om met hierdie mense geselsies aan te knoop, sonder dat hulle vir my vreemd kyk of vreemd oor my voel. Hulle stories van wie hulle is, waar hulle vandaan kom, is altyd sulke inspirerende, interessante stories. Nou, ek weet nie of wie die stories gewoonlik die meeste geniet, ek of die verteller nie, maar wanneer ek wegstap, is dit gewoonlik met 'n hart vol vreugde en dankbaarheid. So vertel die kassiere by Spar vir my van haar dogtertjie Kadetta, wat nou in graad 1 is. Ek nuuskierig wil weet, Kadetta, is sy nou vernoem na 'n sportster, 'n filmster, of is dit 'n familienaam? Nee, antwoord die vrou, ek en haar pa het spesiaal hierdie naam vir haar gekies. Ek nou natuurlik baie nuuskierig pak my kruideniersware ekstra stadig in my trolley, want hierdie storie moet ek hoor. Terwyl sy die kruideniersware in die geel pakkies sit, sê sy, haar naam is Kadetta, want sy is gebore in ons geel Opel Kadett, terwyl my man met haar gejaag het hospitaal toe. En terwyl sy die storie vertel, glimlag sy. En ek sien die trots op haar gesig. Hierdie naam spesiaal gekies vir 'n klein dogtertjie gebore in 'n geel Opel Kadett. Klein Kadetta windwaai. Ek het al 2 keer probeer selfmoord pleeg, sê Lientjie. Ek het my polse gesny. Ek het pille gedrink. Maar die Here het my lewe elke keer gered. Terwyl sy praat, vee sy haar trane af. Ek moes vroeër vir hulp gevra het, sê sy, maar jy weet, as jy in 'n circle of abuse verhouding is dit baie moeilik om daar uit te kom. Sy praat verder, ek was so vasgevang in hierdie siek verhouding, met geen selfbeeld, geen menswaardigheid, want hy het my oortuig dat ek nooit sonder hom sal oorleef nie. Tot eendag, en Lientjie kyk op, tot daardie dag wat die Here my wakker geruk het. En ek die besluit moes maak om my tuinhekkie oop te maak, die slot oop te sluit, en uit te stap met net die klere aan my lyf. Sy sê, toe ek daai dag uitstap, het ek alles verloor. Maar weet jy, dis niks in vergelyking wat die Here vir my teruggegee het nie. Voor sy by die kantoor uitstap, haal sy 'n foto uit haar sak, kyk hier, sê sy, kan jy glo, so het ek 'n paar maande terug gelyk. En ek onthou presies hoe sy gelyk het. Ek onthou ook hoe haar man op my geskree daar by die sekuriteitshek. Ek onthou haar gesig, geen emosie. Ek onthou vrees. Ek onthou wanhoop. Ek onthou onsekerheid, paniek. 2 foto's, een before en een after. Een vrou. Totaal verskillende foto's. En Lientjie begin lag. En ek hoor vreugde. Ek hoor lewe. En ek hoor vryheid. En op daardie oomblik wens ek dat al die stikkende Lientjies wat vasgevang is in negatiewe verhoudings, wat agter hulle geroeste tuinhekkies skuil, ook eendag die guts sal hê om hulle hekkie oop te maak en uit te stap, net aan te hou stap, tot by 'n plek waar hulle veilig is, 'n plek van gesond word, beskerm word en heel word,
'n plek waar sy geliefd voel, vry kan wees en weet, sy is die dogter van die Allerhoogste, en hy het haar baie lief. Ek weet van so 'n plek, vra my net. Soos ek vir julle gesê het, al ons mense werk wat daar by ons bly. En die Here, snaaks hoe die Here mense oë oopmaak vir sekere goed, as mens meer bewustelik begin werk en vir hom vra om jou oë oop te maak. So elke oggend as ek nou so by die sekuriteitshek inry, sien ek hom voor ons hekke, op die pavement, op sy knie, langs die heining, besig om vullis op te tel en die sypaadjie skoon te maak. Hy trek ook bossies uit en vee die sypaadjie waar nodig. Die posbenaming wat ek hom nou sal gee vir sy harde werk, sal iets wees soos gemeenskapsheld of omgewingsbewaarder. So iets. As ek hom groet, kry ek 'n groot glimlag, 'n tandelose glimlag en 'n handjie wat waai. Elke oggend is hy daar, keppie op die kop. Ek besluit toe ek wil mykie met hom 'n geselsie aanknoop. Môre om riempies, baie dankie vir alles wat jy doen. Jy maak 'n groot verskil in ons omgewing om elke dag hier voor ons hekke so mooi skoon te maak. Om riempies wat terugglimlag en groet en sê, dis my werk. Ons moet mos trots wees waar ons bly. Terwyl hy so op sy knieë sit, kyk hy so op na my. Kyk hier, sê hy. Ek het al vanoggend sakke vol papiere opgetel. Ja, mense kan mors. En hy skud sy kop. Skuifel verder om 'n leë melkbottel op te tel. Terwyl hy so omdraai en stap, sê hy met so klein glimlaggie vir my, "Sjoe, ek het nie geweet iemand sien my raak, of sien wat ek doen nie." Hy vat my hand en kyk my in die oë. Hy sê niks verder nie, maar sy handdruk sê genoeg. Terwyl hy verder skuifel, voel ek so 'n emosie van hartseer in my opwel, teenoor oom Riempies en soveel ander mense wat so hard werk. Miskien vir 'n klein salaris om net te oorleef. En vanaand bid ek, Here, maak my oë oop, om hulle raak te sien wat onsigbaar voel. Here, herinner my om meer te stop, meer dankie te sê, meer op te let wat rondom my aangaan. Want Here, ek sal nie kan doen wat om Riempies doen nie. Op sy knie, elke dag, vullis optel, sy paadjie skoonmaak. Hy is my gemeenskapsheld. Margriet. Jong Margriet het my storie op Facebook blad gesien. En toe, ek verander my stories maar altyd so bietjie, dat dit nie mense blootstel nie. Maar my stories is die waarheid, né? Hy verander net so baie keer so bietjie, maar wat toe gebeur het, ek neem vreeslik graag foto's van sekere goed. Dis asof 'n foto die storie vir my vertel. So kom ek toe om die hoek van my kantoor en daar sien ek toe Margriet is besig om uit te trek met haar dubbelbed matras. En ek het toe 'n foto geneem en toe het ek hierdie storie geskryf. Ek sal vir julle na die storie vertel wat het sy vir my boodskap gestuur. Vandag het Margriet haar kamer ontruim, op pad na 'n nuwe lewe, 'n nuwe begin. Geen vervoermaatskappy, geen ventersleepwa, net 'n Checkers trolley. Met 'n dubbelbed matras en 'n paar swart sakke vol klere en beddegoed. Al haar belongings met toue op die Checkers trolley vasgemaak. Dis al. Terwyl haar assistent, wat sy R20 betaal het om haar te help pak, die trolley by die hek uitstoop, stap Margriet met haar kenmerkende wipstappie langs die trolley. Haar een hand wat die matras so vashou en probeer balanseer terwyl hulle straat afstap,
En ek onthou 'n paar maande gelede, Magriet wat by dieselfde wipstappie by die hek ingestap het, gebroke, opstandig, kwaad, verbitterd. Maar vandag is dit 'n ander Magriet wat uitstap, weergebore, nugter, nuwe mens. Sy het 'n werk gekry buite in die gemeenskap. Ons het haar gehelp met 'n budget. Sy kan nou haar eie huur betaal en kos koop. Dis vir haar genoeg. Ek waai vir haar terwyl hulle so in die straat afstap. En terwyl ek omdraai om terug te stap, sien ek die vrou op die gras sit, langs die sekuriteitshokkie. Dis 'n ander Magriet, ook verwaarloos, stikkend, gebroke. En ek weet, ons werk gaan nooit ophou nie. Ons liefde ook nie. Ons sal altyd met hoop elke Magriet wat buite op die gras sit, optel en in geloof die pad begin stap. Want liefde plus aanvaarding is gelyk aan hoop. Die foto van die matras het Magriet my toe gedreig en gesê, dis haar matras op haar Facebookblad. Toe sê ek, Magriet, wees bly, ek het 'n mooi storie oor jou geskryf. Ek wil graag 'n paar kinderhuisstories vir julle deel. 'n Dag in die lewe van 'n kinderhuismaatskaplike werker. Ek het by Zulu kinderhuis gewerk in die Drakensberge. Ek was die enigste Afrikaans sprekende persoon en is diep in die berge gewees. En ons het 20 kinders gehad wat daar gebly het. En al 20 geweldig getraumatiseer. Maar wat 'n wonderlike werk was dit nie. Emosioneel stresvol en uitdagend. Dis die trane van 'n kind wat weet dat sy nie die somervakansie by haar ouers kan gaan kuier nie. Dis die sit op jou skoondogtertjie wat nog net een drukkie wil hê voor sy huiswerk gaan doen. Dis die lag van 'n 4-jarige seentjie wat vra vir 'n koekie in die kas. En wanneer ek die koekie vir hom uithaal, vra vir nog eene vir sy boetie. Dis die sing van happy birthday, want vandag is nie net 'n gewone dag nie. Daar's koek en koeldrank. Dis die opgewonde oopmaak van 'n geskenk, al is dit net tekkies en sjokolade, toegedraai in breinpapier. Hierdie is die lag en die huil in my lewe. Ek dink soms meer huil as lag. Maar wanneer ek die oggend by my kantoor instap en daar lê 'n briefie op my lesenaar, I love you, met 2 hartjies. Wanneer ek besig is met verslae en ons matriekdogter instap met 'n skinkbord vol vrugte en kookwater vir koffie, op 'n stoel oor kan die lesenaar gaan sit en opgewonde praat oor haar toekomsplanne, dan weet ek, vandag is 'n goeie dag. Dis waar ek hoort. Tussen kinders wat nie altyd 'n stem het nie. Tussen kinders wat net liefde vra. Tussen kinders wat my laat besef dat ek met 'n rede op hierdie aarde is. Hierdie kinders is God se kinders. Ek is bevoorreg. In die middag na skool, as ons kinders met die bussies teruggekom het kinderhuis toe, het ons altyd op die gras gaan sit. En partykeer het van hulle op die rug gelê, en dan het ons vir die wolke gelê en kyk en gesels. Dan gesels ons oor ma wat gedrink het en nou dood is. Ons gesels oor skool en oor juffrou, oor die maatjies wat elke dag geld het om sweeties te kan koop by die skool. Ons gesels oor Jesus wat in ons harte bly en dat hy ons eendag saamvat hemel toe. En die een klein dogtertjie van 11 jaar klim skielik op my skoot. Kyk om na my en verras my met die volgende woorde. You know, Tannie, if you are very rich, your heart is poor. And when you are very poor, your heart is rich. I know me and my friends in the children's home are poor, but it's okay. Our hearts are full and rich from all the love that your people give to us. So leer ek lewenslesse. Nie by geleerdes of slimmes nie. Sommer by 'n kinderhuiskind wat saam met my na die wolke kyk.
Thomas, 'n 17-jarige seun in die kinderhuis, steeds graad 7, baie stil, introvert op sy eie. Hy sukkel om Engels te praat met 'n Zulu sprekende kinders. So ek en hy gesels nou maar so beduie. Ons verstaan mekaar op 'n manier. En dan wanneer ek by die kantoor kom, sien ek hom altyd speel met 'n draadbussie wat hy self gebou het. Niks fancy of wow nie, maar 'n propperse bussie met melkproppies as wiele en 'n stok wat as stuurwiel ingespan is. Sy speelplek is langs die klimrame waar hy paadjies gebou het. En op elke draai van die pad het iemand 'n naambord opgesit met 'n naam van 'n straat, want Thomas kan nie self skryf nie. Donderdagmiddag sien ek hom weer. Hy sit en wag op die trappie voor my kantoordeur. Met arms wat wyd en heen en weer swaai, bedui hy dat die wiele van sy bussie gebreek het, maar dat hy in die kombuis melkproppies gekry het en dit kon herstel. En vir die eerste keer vandat ek hom ken, glimlag hy. Nie 'n gewone glimlag nie, 'n stralende glimlag. Trots en opgewondenheid op sy hele gesig geskryf. En op daardie oomblik, op die trappie voor my kantoor, met Thomas wat sy draadbussie heen en weer stoot, besef ek, dat in 'n wêreld van vinnig plastiek sukses en oorleef, ons die eenvoud van die lewe mis. Die tevrede en dankbaar wees in moeilike tye so skaars geword het, dat ons God se goedheid en sy guns, wat soveel keer opgemaak is in klein wegsteek oomblikke, nie meer raak sien nie. Dat God se liefde en genade oneindig groot is, dat dit baie ver strek, tot aan die ander kant van die grensdraad van die kinderhuis, tot daar waar Thomas bly met sy draadbussie. Ek het gewerk by 'n skool in Pietermaritzburg, en daar het ek besef die trauma waardeur ons kinders gaan. En hoe 'n kind elke dag skool toe moet kom. En juffrou die kinders beskryf as moeilik en kwaad en parmantig en aggressief. Maar dat kinders met maskers skool toe kom. Want ons weet nie wat by hulle huise aangaan nie. Ek kry die briefie verlede week onder my kantoor deur en in die brief staan geskryf: Môre Tannie, ek moet Tannie vandag dringend sien, van Benny. Ek weet Benny sal nie sommer 'n brief skryf as dit nie dringend is nie. So derde periode roep ek hom uit die klas. Benny het skaars op die blou kussing in my kantoor kom sit. Toe sê hy: Tannie, ek hoor Tannie het 'n krat met Bybels onder Tannie se tafel. Lientjie het my vertel, want sy het haar Bybel vir my gewys in die klas. Ja, ek het, Benny, wil jy graag 'n Bybel hê? En Benny wat antwoord: asseblief Tannie, net my ouma in ons huis het 'n Bybel. En ek wil graag my eie Bybel hê. Ek maak die swart krat oop. Juffrou het 'n paar ouerige Bybels vir my gegee. Tweedehandse Bybels met geel bladsye en die verse onderstreep in verskillende kleure. Ek sien tussen al die Bybels dat daar net een Afrikaanse Bybel onder die krat lê, met 'n sagte blou buiteblad, glad nie, in 'n goeie toestand nie. Benny sê ek vir hom, dis nou die enigste Afrikaanse Bybel wat ek het, kan ek vanmiddag vir jou 'n ander Bybel gaan koop? En Benny wat antwoord: nee Tannie, ek wil graag die Bybel hê, wys net vir my, waar moet ek begin lees? Nou ek vir hom so 'n bietjie leiding gegee het, is hy uit my kantoor, Bybel onder die arm. Maandag, weer 'n briefie onder my deur. Tannie, ek moet Tannie dringend sien. Groete Benny. Ek loop klas toe, en nadat juffrou hom uitroep, kom hy uit die klas gestap met die ligte blou Bybel onder sy arm. Benny skaars in my kantoor begin vertel wat hy die naweek in die Bybel gelees het. Met 'n klein liniaaltjie lees hy hardop reël vir reël. En ek kyk in sy oë, en iets tref my soos 'n helder lig.
Dis 'n ander Benny. 'n nuwe Benny wat voor my sit. Benny wat gereeld lelike name genoem word. Benny wat gereeld in die moeilikheid is in sy klas oor sy gedrag. Benny wat die merits kry oor hy nie huiswerk doen nie. Vir die eerste keer in 'n lang tyd hoor ek vir Benny lag. En op daardie oomblik besef ek hoe wonderbaarlik werk die Here. Op tye wat ons dit die minste verwag. Net wanneer ons wil opgee. Na ure se berading, trane afvee, moed inpraat, kom die Here en in een oomblik raak hy vir Benny aan. Behalwe dat hy vir Benny aanraak, gee hy my moed om aan te hou. Liefde uit te deel en trane af te vee. Net een kind op 'n slag. Dis waaroor dit gaan. Ek dink ek moet nog 'n paar Bybels gaan koop vir die volgende briefie onder my deur. En miskien is dit weer dringend. My laaste storie wat ek met julle deel, is ook 'n skoolstorie. Met 'n dogtertjie waarmee ons gewerk het. En sy was in die kinderhuis, sy en haar sussie. En haar pa het op 'n wonderbaarlike, weet nie hoe nie, dit reg gekry dat die kinders teruggeplaas word in sy sorg, maar pa is 'n dwelmverslaafde. En sy was permanent in die moeilikheid, alhoewel ons so hard beklei het om haar weer te laat verwyder. Het daar baie dinge gebeur wat dit voorkom het. En sy was permanent in die moeilikheid, die mooiste klein dogtertjie met die blouste oë en blonde hare. En elke keer wanneer sy by my kantoor uitstap, maak ek 'n punt om haar handjies in my hande te vat. Ek kyk vir haar in die oë en dan sê ek vir haar, maak nie saak wat in jou lewe gebeur nie. Maak nie saak wat jy verkeerd gedoen het nie. Onthou, ek is baie lief vir jou. Ek onthou die eerste keer toe ek het vir haar gesê het sy my so skyn, so ongelowig aangekyk en sonder 'n woord uit my kantoor gestap. Asof sy nie kan glo dat iemand haar kan lief hê nie. Ek het dit na elke sessie gedoen. Sy het steeds elke keer niks gesê nie, maar sou langer my in die oë kyk, omdraai en uitstap. Verlede week is 'n moeilike week vir haar. Sy's gedurig in die moeilikheid. Doen nie huiswerk nie, ongehoorsaam in die klas. Juffrou is moeg gepraat en gedreig. Terwyl ek saam met haar op die stoep stap op pad kantoor toe, sê ek weer vir haar, onthou, maak nie saak wat er gebeur nie, ek is baie lief vir jou. Sy stop. Sy draai na my toe. Sy kyk my in die oë en sê, Tannie weet, in my lewe het nog net 3 mense vir my gesê, hulle is lief vir my. Ek besef onmiddellik, hierdie is 'n oomblik wat ek nie kan laat verbygaan nie, want hierdie dogtertjie praat nooit oor haar gevoelens nie. Sy het mure om haarself gebou. Hoë mure. Mure wat haar beskerm teen leë beloftes, teen teleurstellings en teen seer kry. Wie het dit al vir jou gesê, vra ek haar? Sy wat my antwoord, nog net my pa, sy girlfriend en tannie. Sy kyk my in die oë, glimlag vir my, vat my hand en ons stap die kantoor in. En ek weet, dis 'n lang pad om te loop, maar daar's hoop. Ek dink sy weet nou wat is liefde, ongeag. Want Jesus het lief gehad, hy het lief, en ongeag ons sonde, hoe verkeerd ons ook al doen, het sy liefde die krag om ons te vergewe, te genees, te verander. Miskien eendag, kyk sy my in die oë en sy antwoord terug, niks is onmoontlik nie. God gebruik nie perfekte mense nie, want perfekte mense het nie genade nodig nie. Hy gebruik ons met letsels en stories om sy genade aan 'n stikkende wêreld te wys. My uitnodiging is, die wêreld is honger, die wêreld is stikkend.
Mense is besig om geestelik en emosioneel te sterf, van honger vir egtheid, liefde en hoop. Kom ons wees nie bang vir die breekproses in ons lewe nie. Kom ons gee onsself oor in die hande van die groot bakker. Kom ons maak ons oë oop, leef bewustelik, sien die mens raak in nood en breek ons brood met mekaar. Mag ons lewens vandag die geur van vars gebreekte brood in 'n donker hongerwêreld wees. Kom sluit die oë. Hemelse Vader, ons staan vandag voor U as mense wat weet wat dit beteken om stikkend te wees. U ken elkeen van ons se harte. U sien die geheime letsels, die ou pyn, die skuldgevoelens wat ons gereeld moet saamdra. Dankie Here dat U ons nie weggooi wanneer ons breek nie. Dankie dat U Seun Jesus Christus sy liggaam vir ons laat breek het, sodat ons heel kan word. Vandag kom eet ons opnuut van die brood van die lewe. Ons maak ons hande oop en ons ontvang U groot onverdiende genade. Was ons skoon van ons skuld en vul ons met U vrede. Ons bid vandag vir 'n gebroke wêreld waarin ons leef. Geef ons oë wat sal raak sien, waar mense swaar kry en honger is vir liefde. Help ons om ons lewens, ons tyd en ons harte met ander te deel. Maak ons vrygewig met genade, wat ons self verniet ontvang het. En Vader, ons vra vir die krag wat net van U af kan kom. Help ons om te vergewe. Waar ons vashou in bitterheid, waar ons die skerwe van ou seer kry ronddra, gee ons die genade om dit by U voete neer te lê. Help ons om diegene wat ons seer gemaak het vry te spreek, net soos U ons vrygespreek het. Dankie dat U krag juis in ons swakheid volmaak word. Neem ons gebrokenheid en gebruik dit as 'n seëning vir mense rondom ons. Ons vra dit in die naam van Jesus. Amen. Sjoe, vrou, genade. Dit was awesome gewees. Kan ek net vir julle sê, dit wat sy vandag gesê het, ek het so half probeer kyk. Ek is seker daarvan, daar's 'n paar oë wat so 'n bietjie trane gehad het, om te weet daar's soveel stories. So ek wil vir jou dankie sê, vrou. Dankie dat jy die moeite gemaak het om vir ons jou stories te vertel. En jy het dit met soveel deernis het jy dit met ons bespreek, dat ons absoluut elkeen kon leef in jou storie. So baie dankie. Kom ons gee vir haar 'n groot handeklap. Baie dankie. Ek het nie geweet sy gaan oor stories praat nie. So terwyl ons lofdansers julle self regmaak, ek weet nie, begin julle hier of begin julle daar? Okay, hulle moet goed skuif. Ek wil vir julle skryf wat ek wil vir julle lees wat ek hier geskryf het, en ek het regtig nie geweet dat Elmarie gaan stories vertel nie. Jy kan maar vat. Ek het geskryf, elkeen van ons dra 'n storie. Party stories is vol oorwinnings, ander vol lesse, en elke storie het waarde wanneer ons dit deel in liefde. Bevestig dit nou nie net wat jy gesê het nie. So baie dankie vir jou stories, hoor jy. Dit is vir my 'n voorreg as 'n danser self om vir julle te sê baie welkom hier. Ek het so glimsie nis gekry terwyl julle besig was om hier te oefen. And it's beautiful. Dankie dat julle met julle arms en julle voete en julle hande en julle gesigte en julle harte die Here eer. Kom ons gee vir hulle 'n groot handeklap.
In the silence of the garden, Eve took the form, but still redemption's promise would rise above it all. From the waters with her courage, there stood brave young Miriam, singing freedom over Pharaoh, leading songs of God's great plan. Ruth walked through sorrow, but her love would not let go. With loyalty and kindness, she let God's mercy show. Esther in the palace, risking all to save her kin. For such a time as this, she let boldness rise within. From the shadows, from the fire, they rose up with holy power. Daughters of grace, mothers of light, faithful through trials, walking by side, carrying hope through every age. Stories of strength that never fade. The legacy we lift and sing. Women of God born to be queens. With hearts of fire they pave the way. These daughters of grace still speak today. Mary said, be it unto me, though the road was dark and long. She bore the light of heaven and raised the Savior strong. The woman at the well found truth in Jesus' eyes. She ran to share the news, Messiah's love had arrived. They weren't perfect, but they were chosen. In their faith, the chains were broken. Daughters of grace, mothers of light, faithful through trials, walking by side, carrying hope through every age. Stories of strength that never fade. The legacy we lift and sing. Women of God born to be queens. With hearts of fire they pave the way. These daughters of grace still speak today. Deborah rose with wisdom, with justice in her hand. Hannah prayed in silence, and God fulfilled his plan. Priscilla taught with knowledge, with fire in her voice. And every faithful woman said, in God I will rejoice. Daughters of grace, mothers of light, guided by truth, clothed in his might. They lived the call with fearless faith and left behind a holy flame. Their legacy we lift and sing. Women of God born to be queens. With hearts of fire they pave the way. These daughters of grace still speak today. Still speak today. These daughters of grace still speak today. Nou het ek my ding verloor. Dankie julle. Kom ons gee sommer vir hulle nog 'n handeklap. Ek hoop so waar julle het 'n stappie ergens ontdek in daai dans wat vir julle net spesiaal was. Ek wil net vir julle aanmoedig, as daar iemand is wat gedoop wil word, dat julle na die tyd vir Anreta sal kontak. Ons gaan 'n doopgeleentheid gee Sondag, né? En so as daar iemand is wat graag gedoop wil word, laat haar asseblief weet. Dit is my voorreg, Anreta. Jy kan maar so lank vorentoe kom en daai ding in jou kop sit, dat ek weet jy's reg, want anders te raas sy vreeslik met my oor die tyd. Hierdie vrou het nie
bekendstelling nodig nie. Maar ek het nou hierdie ding hier gehad, né, want ek wil nou vir jou wys. Anreta het vir 10 jaar nie vir my kans gegee om enigiets te sê nie. En ek is haar vriend. So, I'm so sorry, girlfriend. Jy gaan so rukkie hier staan, terwyl ek nou maar bietjie my sê te sê het. Is julle reg vir al die sê? Weet julle, ek wil iets persoonlik deel met hierdie vrou. Sy kom nooit vir my kuier, sonder dat sy nie iets in haar hand het nie. Of dit nou 'n blom is, of dit nou 'n pakkie tissues is. Ek het die laaste keer 'n sweetie gekry. But she's always got something in her hand to give. Dit is vir ons so groot voorreg, Anreta, om vir jou te sê ons is lief vir jou. Jy's 'n sussie, jy's 'n mamma, jy's 'n dogter, jy's 'n vrou. Maar jy's my vriendin. En dis vir my 'n voorreg om vir hierdie beautiful blomme vanaand te sê, ons is lief vir jou. Dankie vir dit wat jy reël, want ons weet dit veg baie. Dankie dat jy elke ding so spesiaal maak. Elke dingetjie, soveel detail. En ons is so bevoorreg om jou in ons lewe te hê. So thank you very much. I love you. Ek nou maar, ek is eintlik nou 'n ou wat mos nou nie die praat ding eintlik doen nie. Ek hou van die mooi goedjies maak en ek, soos Kay nou gesê het, ek hou van gee. En ek sal my in my bankrotskap ingee. In die tyd nog voordat ek ja, kom ons sê die Here beter leer ken het, die lotto net begin het. Toe sê ek vir my man, ja, nou, ek dink hulle praat van 10 miljoen, nou dis baie geld. Ja, dan dink ek, okay, 10 miljoen, ek kan vir daai en soveel gee, en ek kan vir daai en soveel gee, en ek het so hele lysie gemaak, asof ek dit nou gaan wen. En my man kom so verby en hy sê, en ek kom, vrou, wat's daai? Ek sê my lysie vir, as ek die lotto wen, dan gaan ek nou vir al hierdie mense dit gee. Hy sê, speel die lotto eers en wen hom, en dan kan jy die geld uitdeel. My liewe dames, ja, ek dink, ek word gestretch vandag. Maar 10 jaar terug, het die Vader my gestretch, en hy het vir my gesê, jy moet 'n vrouefees aanbied. En dit was vir my die moeilikste ding om te doen. Ek het, gelukkig het ek wonderlike vriendinne gehad, en hulle was op die bandwagon saam met my die eerste ene. Maar weet julle dames, ek kan vanaand vir julle sê, jy kan 10 jaar hier gewees het. Dis 'n lang tyd. Jy kan elke boodskap kan jy gehoor het. En jy kan trane gestort het. En gesê het, daai vrou het nou so mooi gepraat. Maar ek kan nog steeds nie gereed wees nie. Na 10 jaar sit jy nog net weer. Jy kan dit help nie, jy sê, ja, ek was daar nie. Ek weet van elkeen. Ek is 10 jaar hier nie. Maar is jy gereed? Is jy gereed as die bruidegom kom? Vandag sit ons hier op heilige grond. En ek wil ek my voete uit, my skoene uittrek. En hier kom so my ding uit. Ek het mooi skoene, nee. Ek was op 2 troues laas jaar. 2 troues. En al 2 was my girls. En ja, so daar is my laaste een, my liewe Anja se skoene van haar troue. Ok. Heilige grond. Ons vier nie vandag net 'n kongres nie. Ons vier nie net 'n 10 jaar nie. Maar ons vier vandag die getrouheid van 'n almagtige God.
So die tafels is voorberei. En julle sal sien ons leë plekke. En is ongelukkig so, almal gaan nie daai uitnodiging aanvaar nie. En dis wat vir my vir partykeer net hartseer maak. Hy dek vir jou die mooi tafel, hy sê kom sit aan my kind en dan sê hy, nie nou vandag nie, jy weet, miskien gaan ek môre, jy weet die kinders, jy weet die maan, jy weet, ek dink nie hierdie jaar dink ek nie hoor, nee, ek wil my afsonder, ek gaan my afsonder, dis net ek, maar weet jy, die vyand soek vir jou, hy soek vir jou as jy daar alleen is. Nou die vraag vandag, wat vir ons wil vraag waarom wat het ons met hierdie 10 jaar gedoen? Het ons geëet wat hy vir ons voorberei het? Het ons gegroei? Het ons verander? En ek dink ek moet maar by my bril opsit. Want die oë het nie verbeter nie. Het ons nader aan hom beweeg? Want elke vroue fees, soos dit oorspronklik was, en elke vroue kongres was 'n geleentheid. Dit was 'n uitnodiging na sy tafel toe. Dit was 'n uitnodiging om ons vir heiligheid, om ons gereed te maak, sodat ons kan aansit aan die bruilofstafel van die lam. Goed, die eerste een, nou weet, ek hoop ek kry nou die goed dingetjie reg, maar anders roep ek vir Renée, sy doen dit baie goed. Waar kan toe wyse kom? It's my first time. Hy moet seker eers aangesit word, nie? Of is hy aan? Is aan, nie? Ek druk die knoppie, mam. Nou, so, waai dan toe. Kijk, is nie my fout nie. Daar gaan nou iets aan. Sin toe. Okay. Okay, ek dink ek moet liewer net so kyk. Die Reënboog Vrouefees, dit was ons heel eerste een. En weet julle, ek besef vir die jare dat eintlik het ek net nie tyd gehad vir foto's neem nie. Of ek sal moet gaan soek. Ek dink daar van die Reënboog Vrouefees is daar een foto waar ons pakkies gepak het. Onthou jy nog, Elmarie, dit was daar in jou huis. En ek het sommer getal gekry, ek het nie idee hoeveel kom nie, ek maak sommer 250. Ja, so daar, dis Genesis 13. En in daai met die Reënboog Vrouefees het Jonah gepraat en Saartjie van Dijk. Jonah het vir ons vertel van die verbond. Die verbond wat en Saartjie het gepraat oor Yeshua, wat daar is om die gevangenes vry te laat. In Genesis 9 het ons geleer dat die reënboog God se getrouheid is. Voordat God enige iets van ons vra, herinner hy ons eers wie hy is. Hy is 'n God wat sy woord hou. Hy is 'n God wat nooit vergeet nie. Maar nie die mooi goed, die lelike goed nie. Die leë goed gooi hy weg ver in die diepste see. En God verander nooit nie. Hy is altyd dieselfde. En aan sy liefde is daar geen einde nie. Dit is die fundament waarop hierdie 13 bediening gebou is. Dit is die waarheid waarop het gebou is, sy liefde. Ja, ek moet so kyk. Nee, kry die ding reg. Dis hy. Te vinnig. Daar hy. Dankie. Soos julle kan agterkom, is eintlik gange wat hy gesê het. So die tweede gang van die maaltyd wat ons voorberei het, was die liefde. Destyds met die
met die eerste reënboogvrou, as ek terugkom toe, sê ek vir Jana, die volgende jaar, as ek opgewonde, ons gaan dit weer doen. Nee, jy moet dit op jou eie doen. My eie, oh my head, ek gaan dit nooit regkry nie, nooit. En daar maak woorde, maar toe het ek het nog nie gebesef nie, wat se impak het woorde op jou? Maar daar leer God ons meer van die liefde. Daar is 'n paar fotootjies. En daar in die hoekie wil ek vir julle sê, daar was die een van die woorde wat ek gesê het, okay Here, hier is ek, stuur my. En my tree was baie keer baie, ek was bang en ek was moeg en ek het nie geweet nie, maar ek het aangegaan. En God leer vir ons, nie die liefde van mense nie die liefde van omstandighede nie, maar die liefde wat bly as alles verdwyn. En die grootste hiervan is die liefde, want sonder liefde word bediening prestasie. Sonder liefde word godsdiensttradisie. Sonder liefde word geloof net kennis. God het ons geleer dat die tafel van die Vader altyd met liefde bedek is. In 2017 het ons 'n music Women's Festival gehad. Ons het 'n Engelse een gehad, ek het dit eintlik vergeet. 10 jaar is 'n lang tyd en die ouderdom kruip nader. En toe verander hy ons rouklere en dansklere. In Psalm 30 sê hy, jy het my roukruik losgemaak en my met blydskap omgord. Hy het ons herinner dat aanbidding nie iets is wat ons doen nie. Dit is wie ons is. Dit is ons life song. Ons aanbid nie omdat alles goed gaan nie, en nie daaroor nie. Ons aanbid omdat hy goed is. Selfs in die donkerste nag. Toe kap ons om weer 'n keer in Engels. Die 4de gang. Fruitful, vrugdraande vrouefees. Johannes 12 sê daar vir ons, ek verseker julle, as 'n graankorrel nie in die grond val en sterf nie, bly hy net op sy eie bestaan, maar as hy sterf, lewer hy 'n groot opbrengs. En dit is soos vanaand die sien, dit is 'n opbrengs, en julle opbrengs is 'n opbrengs, en nog 'n opbrengs, en nog 'n opbrengs. Maar deur hierdie tyd het hy vir ons ook saand in ons hand gegee. Wat maak ons daarmee? Die genade vrouefees bring hy toe na die tafel. Nie omdat ons dit verdien nie. Nie dat ons perfek is nie. Maar dat omdat hy ons liefhet. Genade is die brood wat God vir gebroke mense breek. Genade is wat ons optel as ons val. Genade is wat ons dra wanneer ons te swak is om self te loop. En daar het ek toe nou gedink, daai keer toe sê ek vir Saartjie het al daai saam met my, die eerste 5 het sy saam met my gedoen, en ek sê vir Saartjie, nou is ek klaar. Ek sê vir almal vrouens, ek gaan nie aan nie, is klaar. Maar dit was vir 'n tydperk, was dit klaar. Want toe kom COVID. En dis uitdagende jare wat toe, na al die uitdagende jare, is dit 'n nuwe seisoen. En God sê, vergeet van die dinge wat agter jou is. Strek uit na dit wat voor jou lê. En ons moes vorentoe kyk. Ons moes ons trane afvee, want ons het mense in daai tyd verloor. Het was 'n tyd om weer te droom, om weer te glo, om weer te vertrou. Want God leef nie in ons verlede nie.
as jy by hom repent het, sit hy dit weg. Hy kyk nie weer daarna toe nie. Hy wag vir ons in die toekoms. En dan hierdie een is altyd vir my nie die snaakste. Baie van julle weet nou die storie wat ek 'n naam vir 'n naam gekry het en wie moet ek nooi. En ek het vir 'n naam en ek kry toe die vrou en dit was baie en Michelle Eybers kom en sy kom bedien ons by ons eerste vroue kongres. Hy het uitgebrei, die vrouens wou nog meer hê. En God kom en hy sit vir ons hoop op die tafel. Hoop uit 'n ander oord en hy vergroot ons tentpenne. Nou is dit nie net 1 dag nie, dis nou sommer 3 dae. Hoe werk sy vermeerdering? Nie net van brood nie, maar van genade en van hoop en van alles. En hoop is nie net wensdenkerry nie. Nie net optimiste nie. Dis glad nie optimiste nie. Maar dis Bybelse hoop. 'n Vaste wete dat God reeds môre sien. In 'n onseker wêreld en wat donker was, toe mense moeg was, toe harte swaar was, het God gesê, ek is steeds op die troon. Vuur en vlam. Weet julle, en baie keer staan ek net so verbaas om te dink, by hoop, net 'n dag of 2 daarna, en ek dink amper ek as dit nie mis het, het ek op daai vroue kongres van die vorige jaar, het ek gesê, volgende jaar gaan ons vuur en vlam aan. En ons het. God het in die gees weer die vuur kom aansteek. Nie vernietigende vuur nie, reinigende vuur. Heilige Gees vuur. 'n Vuur wat suiwer. 'n Vuur wat genees. 'n Vuur wat stuur. En ek het onthou van toe ek weggeloop het my vorige gemeente. Daai jaar was daar vreeslike groot brand in Knysna. En toe ek die dag toe sê, Here, ek is nie seker, moet ek nou gaan? My man gaan nie saam met my kom nie. My kinders gaan nie saam met my kom nie. Maar ek moet gaan, Here. Ek vra al so lank ek wil gaan. Kan ek nie maar gaan nie. En hy vuur is daar en hy breek uit en die eerste dag en daar's al die goed wat ek nie wil by wees nie, maar ek's betrokke en ek gaan aan. En daai dag toe ek in die gemeente sit, ek moes die blomme gedoen het, en ek sit so en ek kyk na dit daar, ek het so 'n brandende braambos probeer kyk, en dit was net vir my snaaks, want ek sou dit die vorige Sondag gedoen het, maar daai Sondag was 'n bazaar gewees, en die blom, of die bazaar was die Vrydag aand, en die blomme het oorgebly, en het moet die Sondag is dit toe nou gebruik. So my blomme ryker is toe geskuif na die volgende Sondag toe. En toe ek so sit en ek weet, ek moet nou weer uit. En ek sit so en ek sê, Here, ek het gekry die Vrydag aand, het daar ietsie gebeur en en die Here het gesê, dis tyd, jy kan gaan. Nou dink ek, het ek het nou gehoor? Of het dit regtig gebeur? Mag ek nou gaan? Na al die jare, kan ek nou gaan? Ek is opgewonde. Maar nou sit ek in die kerk en daai vyand kom, jy het nie reg gehoor nie, En die eerste vers, ek sê, Here, asseblief, ongelowige Thomas, ek wil asseblief net 'n teken hê. En die eerste toe ek so sit, kom ook so skerm op, en daai vuur van Knysna word geblus, met daai water wat hulle geblus is, maar dit is so klein mannetjie, met so groot vuur. En dit pas by my brandende braambos voorstelling. Ek dink, okay, dit klink ek sê, Here, nog ene, asseblief. En toe die Vader met my die pad begin stap het, of ek met hom die pad gestap het, ek stap saam met hom, het hy vir my Johannes 10 vers 10 geleer.
En hy het gesê, die vyand kom om te roof, te steel en te verwoes, maar ek het gekom om vir jou oorvloed te gee. En toe die leraar opstaan, en hy stap op en hy sê, vandag wil ek vir julle sê, die vyand kom om te roof en te steel en te verwoes, maar God kom om vir julle in oorvloed te gee. Oh, ding. Nog een, hy sê, Here, net nog een. Yes, julle weet waar gaan my storie. Oh, en toe ons na die preek, die eerste versie, of die eerste liedjie wat ons daarna, ons die afsluitsliedjie wat ons sing, kom die lied, ek ken hom nie presies waar is dit, wat is sy naam nie, maar die deel van dit was, ek het jou vrygemaak, ek het jou waarlik vrygemaak. En hier is ek nou, weggeloop. En in die wegloop dit was dit nie maklik nie. En my brandende lampie wou partykeer maar lekker flou, daai liggie was partykeer flou, want ek moes alleen hier kom sit. Maar my een dogter het saamgekom, kom maar nog 'n dogter saam. En so 'n paar jaar terug toe sê ek, moes ek na jare, moes ek uiteindelik my naam opskryf, dat ek nou eintlik 'n gemeentelid is. En ek dog, gaan nou maar net vir my man vra, hy kan net sê ja, nee, maar hy kan dalk sê ja. En ek sê, hi Bokkie, ek het nou die dingetjie gekry, kan ek nou maar invul, ek gaan nou ons almal opsit, die 2 meisiekinders en ek, kan ek jou naam ook opsit? Natuurlik, jy weet ek is mos ook nou nie meer daar nie, ek is nou in Nelspruit, maar ja, ek sal graag deel van haar gemeente wees. Tjing, hier is ons almal. En dan laas jaar was die lewende water. Hy skenk daai lewende water vir ons. Die water wat hy diepe dors les. Maar die wêreld bied ook bitte aan. Drink jy by daai put? Word jou dors daar geles? Jy sal vind hy word nooit geles nie. Nooit geles by die wêreld nie. Want daar's net een bron. En sy naam is Jesus Christus van Nasaret. Ons het geleer wat ware vervulling nie in mense lê nie. Nie in sukses nie. Nie in erkenning nie, maar in hom alleen. En dan kom ons nou vir vandag. Breek brood. Ons sit by die tafel en ons wag vir die bruidegom, hy's nog nie hier nie. Sy sitplek is nog leeg. Maar hy's hier. Sy sitplek hier binne in ons, het hy reeds ingeneem. En as ek enigstens vanaand voel, sy sitplek is binne in jou hart nog leeg. Asseblief is mense wat saam met julle sal bid, in die bidkamer, of sommer net daar waar jy is, reik uit, vra vir iemand, bid vir my. So die brood word vanaand gebreek. God wil vir ons gee, maar die vraag is, wat het ons in hierdie 10 jaar gevorm? Het die reënboog ons geleer om te vertrou? Het die liefde ons geleer om lief te hê? Het musiek en aanbidding ons geleer om sy stem te hoor? En om vruggewend te wees? Het dit ons regtig geleer om eers in onsself te sterf, voordat ons kan gee? Het genade ons geleer om te vergewe? Daai ou wat jou offens, daai ou wat jy dink, ek wil net nie naby haar kom nie. Sy is daar 'n ander entjie mens daai. Nuwe seisoene. Het dit ons geleer om vorentoe te beweeg. En nie soos Lot se vrou agtertoe te kyk nie. Het hoop ons regtig geleer om te volhard in moeilike en in uitdagende tye. Het die vuur ons geleer om te brand
Of brand ons nog steeds te vinnig uit? Want nou word die brood gebreek. Nou word ons gevoed vir die reis wat voor lê. Julle moet eet. En die groot vraag is, en dit is wat ek vandag uitdaag om dit in julle harte te vra. Jesus vertel vir ons in Matteus 25, en julle sal sien daar is lampies, en ons lampies wat nie brand nie. En daar is lampies wat, ek sien daar enetjie, hy is so bietjie, al 10 maagde het lampe gehad. Al 10 het gewag. Al 10 het geweet die bruidegom kom. Maar net 5 was gereed. 5 was nie. En hulle het 'n keuse gehad. Hulle het 'n keuse gehad. Almal van ons het keuses, altyd. Want die verskil was nie in die lamp nie. Die verskil was in die ekstra olie. Die verskil was in die voorbereiding. Die verskil was in die gereedheid. Ek glo met my hele hart, dat die 10 jaar nie net programme was nie. Nie net een spreker wat op die volgende spreker kom en dit is nie waarvoor dit was nie. Dit was vir voorbereiding. God het sy dogters voorberei vir 'n tyd soos hierdie. Vir dae soos hierdie, vir die uur waarin ons leef, is jou lamp vol. Die vraag vandag konfronteer ons. Nie hoe lank is jy gered nie, hoeveel kongresse het jy bygewoon nie, hoeveel Bybelstudies het jy gedoen nie, maar is jou lamp vol, brand jou vuur nog, dors jy na lewende water, breek jy nog brood met Jesus, leef jy nog in sy genade, verwag jy nog sy wederkoms, want die bruidegom is op pad. Miskien vroeër as wat ons dink, miskien later as wat ons verwag, maar hy is op pad. Die tafel van die koning. Vandag sit ons hier. Ons sit aan die tafel van die koning. 10 jaar het hy vir ons die tafel voorberei. 10 jaar het hy vir ons brood gebreek. 10 jaar het hy ons gevoed. 10 jaar het ons lief gehad. En 10 jaar het hy ons geroep. Vandag hoor ek die Gees sê, dogter, eet. Eet my liefde, eet my genade, eet my teenwoordigheid, eet my woord en word sterk. Want daar lê nog 'n groot en lang reis voor. Maar God het ons deur hierdie 10 jaar gedra. Maar daar gaan nog 'n 10 jaar kom. Dalk nie vir my nie, maar dalk nog vir jou. Dalk kry ek 20, dalk kry ek net 1. So ek wil afsluit met 'n paar laaste gedagtes. En ek wil hê julle moet saam met my opstaan om eer te gee aan die almagtige Vader vir 'n ongelooflike 10 jaar. En dan wil ek vir Kari vra om so lank op te kom en vir ons kom afsluit die verrigtinge. Maar ek wil vir julle vra om, daar waar julle is, kyk of julle vir mekaar kan bid. Ek wil vir julle vra om, as jy die bidkamer te gaan gebruik, en terwyl julle, as Kari klaar afgesluit het, en ek weet sy wil dalk 'n woord gee, Kari, laat die Gees jou lei asseblief. Jy kom ons opkom. Kom ons staan vandag voor die Here. Kom ons bring ons lampe na hom toe. Kom ons bring ons leë kruike. Kom ons bring ons dorsharte. Kom ons bring ons gebroke brode. En laat hy vra, en laat ons hom vra, Here, vul my weer, steek weer die vuur in my aan, maak my gereed vir die bruidegom. Here, laat my plek, daar 'n plek wees aan die tafel. Mag God van die reënboog, die God van die liefde, die God van die lofprysing en aanbidding, die God van vrugbaarheid, die God van genade, die God van nuwe seisoene, die God van hoop, van vuur, van lewende water
en ook van die brood van die lewe. Want Jesus is steeds die brood van die lewe en sy tafel is steeds gedek. Eet daarvan. Verkies jy daar. Halleluja. Goeienaand dames. Kom ons gaan net weer 'n bietjie probeer. Goeienaand dames. Goeienaand. Ons mag maar smile. Dis okay. Dis alles reg. Ek wil regtig net saam met jou stem vanaand en ek weet dat in my hart wil ek vir julle dames vanaand sê, nie alleenlik is dit vir my 'n voorreg om hier te wees nie, maar dit is vir my 'n voorreg omdat ek weet ek kan deel wees van 'n tyd waar die Vader kom en hy merk julle en sê hierdie is jou appointed time wat ek jou wil shift en ek wil goed jou en ek wil jou deurbreek na 'n nuwe seisoen toe. En ek weet dat is vir my gaan 'n challenge wees met die Engels. O, Jesus help my. Maar ek weet ek kan dit doen want deur Jesus kan ek alles doen. Okay, maar julle gaan my vergewe as hier 'n paar tongknope deurkom, né? Want ek is gevra om dit in Engels aan te bied, maar dankie Jesus. Hierdie ja, die Afrikaans gaan maar so 'n bietjie deurkom. Maar ek weet dat vanaand die Here sê vir baie van julle, dis 'n appointed time. Dis 'n tyd waar die Here wil kom en vir baie van julle deurbreek. Is 'n seisoen waar ons aan die einde, it's a full cycle season, waar die Here sê, van julle wat al so lank hier is, en van julle wil die Here kom, en hy wil regtig 'n nuwe ding doen in julle lewe. So ek wil vanaand hê as jy huis toe gaan, voordat ek bid, wil ek hê jy moet na jou kamer toe gaan, en jy moet op jou bed sit, en jy moet bid en sê, Jesus, create an expectation for a visitation. Create an expectation. En jy gaan vir die Here vra, Here, berei my hart voor vanaand vir dit wat môre kom. En ek vra vir U dat U my hart sal losbreek, sodat ek alles kan ontvang wat U vir my het, en dat ek niks sal mis nie. Dat ek niks sal mis wat U môre vir my bring nie. So in die naam van Jesus bid ek vanaand, dat soos wat jy uitgaan, dat die bloed van Jesus jou sal toemaak. Ek bid vanaand in die naam van Jesus, dat die Vader sy engele sal uitstuur, met vlammende swaarde om jou te staan, dat die Here sy lig om jou sal skyn, sy vuur om jou sal sit, en dat elke plan wat die vyand vanaand het, om jou te stop, om jou te probeer blok, om jou te probeer siek maak, om issues en dramas by die huis te maak, sodat jy nie môre kan kom nie, ek kanselleer dit in die naam van Jesus. Ek kanselleer dit in die naam van Jesus. En ek bid vanaand dat die Here jou weer gelyk sal maak, sodat jy môre sal terugkom met soveel hoop, met soveel vreugde en met 'n expectation for a visitation in die naam van Jesus. Amen en amen. Okay, so ek wil net vir julle sê, dat wanneer die Here sê, dis 'n appointed time, moenie jou kop sê en sê, man, weet jy wat, het gaan nou wees soos laas jaar nie, of het gaan wees soos daai jaar nie, ek is nou nie eintlik lus nie, en veral as die wind waai môre, julle ken mos, as die wind waai en die kombers is op nommer 1 aan, en jou boude sizzle so lekker, is dit nie altyd so maklik as dit bewolk is buite en reën, om te kom nie, maar laat ek vir jou sê, jy wil nie mis nie, nie omdat ek iets wil sê nie, maar omdat die Here met jou 'n ontmoeting wil hê. En ek wil graag afsluit om vir jou te sê, dat omtrent 3 maande terug in ons gemeente, het die Here vir my gesê, hierdie is 'n tyd wat ek wil inbreek in mense se lewens. En ek het nie die woord gegee vir die gemeente, ek sê, dis wat die Vader sê. Aan die einde van die diens, het een van die ander profete 'n woord vir 'n dametjie in ons gemeente en sê, ek sien die Here sê, hier's iemand wat kopseer het en sy steek 'n hand op en sy sê, ja, ek het kopseer. En die Here sê vir my, vat oor. En ek stap na toe en ek sê vir haar, die Here sê vir my, vanaand is jou appointed time. En sy kyk my so,
Ek sê vanaand is jou aand. Ek sê wanneer die Here wys vir my, nie alleen het jy kopseer nie. Maar die Here sê hy wil die gees van die dood, die vyand het gekom om 'n merk op jou te sit om jou uit te neem voor jou tyd. Sy kyk my met sulke groot oë aan. Ek sê maar die Here sê vanaand breek hierdie ding want dis jou appointed time. Hy sê van die Here sê it is an appointed time, dan maak nie saak wat hel al klaar voorberei het vir jou nie. Die Here sê if it's my time and I will break every chain. Weet jy, en toe ek Anna vat om hierdie spirit wat oor haar is te breek, toe voel ek toe ek so Anna rare vat, is van die hare. Ek voel, sjoe, dis snaaks hare, maar ek wil nie vir my distract daardeur nie. En ek sê nie, die Here sê, ek gaan jou gesond maak, en ek breek hierdie ding, en ek bring vanaand, is 'n nuwe begin. Die diens is verby, ek het nog vir 'n paar mense bedien, en woord gegee, en ek gaan huis toe. Ek het nog nie eens in die garage ingetrek nie. Kry ek 'n telefoonoproep, en ek tel dit op, en ek ken nie die persoon nie. En die persoon aan die ander kant is besig om letterlik te skree en sê, I can't believe it. Ek sê, wat gaan aan? Sê my, ek is die dametjie vir wie jy gebid het, want sy is nie deel van ons gemeente nie, sy het net kom besoek. Iemand het haar genooi. Wat jy vanaand voor gebid het, wat die woord oor uit was, dat ek kopseer het, wat jy nie geweet het nie, is dat ek 'n preek opgehad het. Ek dink, ek het dit gevoel, maar nevertheless. Sy sê vir my, ek het by die huis gekom en gevoel my pruik gly rond. En sy sê, ek het net so lang wond op my kop gehad, want ek het kanker, breinkanker, en is 'n oop wond, maar ek het gevoel, miskien is die kerk vanaand my laaste hoop. Sy ken nie vir Jesus nie, sy het net gekom omdat iemand haar genooi het. En die Here het vir haar woord gegee, want dit was haar appointed tyd gewees. En sy sê vir my, Kari, toe ek by die huis gekom het, is dit die grootste miracle, want toe ek in die spieël kyk, toe sien ek daai wond is 100% gesond. 100% gesond. Luister hier, die Here het nie ons fancy gebede nodig nie. Die Here het nie vir ons nodig om fancy goed te doen nie. Wanneer dit jou appointed tyd is, sê die Here, ek breek deur, maak nie saak wat om jou aangaan nie. Hoor vir my, sy is in daai selfde week, gaan sien sy 'n onkoloog, breinkanker, en sy bel vir my die volgende Dinsdag, en sy sê vir my, in trane, sy sê, Kari, die dokter sê vir my, dit is onmoontlik. Ek is 100% genees van breinkanker. Het ek iets daarmee gedoen? Nee, want dit was 'n appointed time. En ek wil vanaand vir jou sê, hierdie tyd wat die Here hier vir julle hierheen gebring het, is 'n appointed tyd wat die Here goed in jou lewe wil teweegbring. Die Here goed wil skuif in jou lewe. Die Here goed wil doen in jou lewe. So ek wil vir julle vanaand sê, moenie uitmis op 'n appointed time omdat jy te besig is of omdat jou boude te lekker sizzle op die warm kombers nie. Kom en sê, Jesus, I raise my expectation for a visitation so that you can touch me, you can change me, you can shift me, and you can bring a new alignment in my life. In Jesus' name, amen and amen. Ek sien julle môre.